Hoofnuus vanaand. Die G20-beraad begin op 'n positiewe noot. Operasie Dudula en die MK-party dreig om G20-verrigtinge te ontwrig. SABC gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die presidensiële woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die G20-leiersberaad verklaring bevestig die belangrikheid van die handves van die Verenigde Nasies om konflikte in die Demokratiese Republiek die Kongo, Sudan, Oekraïne en Palestina op te los. President Cyril Ramaphosa het vanoggend bevestig dat konsensus oor die verklaring bereik is in 'n boodskap wat eintlik net vir die ore van die afgevaardigdes bedoel was. Organiseerders by die beraad het nagelaat om die kameras en klank na Ramaphosa se openingsrede af te skakel, wat daartoe gelei het dat die aankondiging regstreeks uitgesaai is. There has been overwhelming consensus and agreement that one of the other tasks we should undertake right at the beginning is to execute the task that we have come here for principally, which is, by overwhelming consensus, to adopt our declaration. Okay. I'm told that the cameras are still on, they should be off. I don't know why that is so. Tydens sy openingstoespraak het Ramaphosa gevra dat wêreldleiers hul verbintenis tot samewerking moet herbevestig in 'n era wat gekenmerk word deur konflik, ongelykheid en ekonomiese onsekerheid. Die president het ook besin oor Suid-Afrika se jaarlange rentmeterskap van meer as 130 vergaderings en gesê dat die land 'n daadwerklike poging aangewend het om die integriteit van die G20-gemeenskap tydens sy presidentskap te bewaar. Ramaphosa het beklemtoon dat Suid-Afrika se presidentskap die stem van die globale suide na vore gebring het en gesê lande wat die meeste deur globale skokke geraak word, moet die oplossings vind. Through solidarity, we can create an inclusive future that advances the interests of people around the world who are at the greatest risk of being left behind. Hy het gewaarsku dat die geloofwaardigheid van die G20 op die spel is en gesê dit moet 'n platform bly wat bo geopolitiese verdeeldheid uitstyg. This G20 Leader Summit has a responsibility not to allow the integrity and the credibility of the G20 to be weakened. In fact, from this summit, we should have a sense that the G20 has been strengthened. Die beraad duur tot môre. Kort voordat die beraad begin het betogers van Operasie Dudula en die MK-party gedreig om verrigtinge te ontwrig. Die polisie moes traangas en rubberkoels gebruik om die betogers uiteen te jaag. 2 lede van Operasie Dudula is in hegtenis geneem. Die 2 groepe wou met hulle betoging buite die Nasrek sentrum die aandag vestig op die uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig staar, insluitend die hoë misdaadsyfer, werkloosheid en onwettige immigrante. Here we are placed in front of ordinary traffic of people going to Southgate Mall. It is not them we want to talk to. The people that we want to talk to is President Ramaphosa and all the dignitaries, world leaders that are attending the G20 summit. People need to know what we're going through. Why are they hiding our problems? Why are they hiding what they are doing wrong? These are the outcries of South Africans. Why are they hiding those? So we're going to picket. If they want to shoot us, they must shoot us. If they want to arrest us, they must arrest us, because we're asking which law doesn't allow us to go and picket. Die SAPD en metropolisie moes ingryp toe die protesgangers wegbeweeg het van die gebied waarin hulle toegelaat is om te betoog en die afgesperde gebied genader het. Volgens die betogers was die toegelate plek te ver weg van die lokale waar die beraad gehou word en sou hulle boodskap nie gehoor word nie. Die polisie sê hulle het die reg gehad om teen betogers op te tree. We have opened a case against Dudula. The charges that they're facing, firstly, public violence. The second one, assaulting of a police officer and contravention of the court order. You'll recall that they were handed down a court order not to intimidate and harass foreign nationals. Volgens Mate ontvang 'n polisiebeampte hospitaalbehandeling nadat 'n skokgranaat naby hom afgegaan het.
Sy sê buiten die betoging was daar tot dusver geen veiligheidsbedreigings in die gebied nie. Operasie Dudula het intussen geëis dat hulle lede wat in polisie-aanhouding is, onmiddellik vrygelaat word. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheer-uitsaaier van die G20-beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Suid-Afrika se eerste ambassadeur in die FSA in die demokratiese bestel, Dr. Franklin Sonn, is in Kaapstad te ruste gelê. As 'n onderwyser, rektor van die Skiereiland Technikon en kanselier van die Vrystaat Universiteit, was Sonn 'n bekende in die land se onderwyssektor. President Cyril Ramaphosa het in 'n verklaring van die presidentskap Sonn as 'n anti-apartheidsleier en 'n pionier van breë swart ekonomiese bemagtiging bestempel. Sy belangrikste rol was egter die van eggenoot, vader en vriend. Kyk, hy was die patriarg van ons familie. Ek dink nie net ons onmiddellike familie nie, maar ons wye familiekring. En dis 'n rol wat hy baie ernstig opgeneem het. Hy het baie vir mense ge-WhatsApp en partykeer was die groot letters en die klein letters 'n bietjie de mekaar, maar hy het gedurend ge-WhatsApp en baie mense in hulle huldeblyke praat van hy WhatsApps en hy het hoë standaarde gehandhaaf vir homself en ook verwagtinge van mense, maar hy het altyd vir mense ondersteun. Die gewese minister van Finansies, Trevor Manuel, sê Sonn sal veral onthou word vir sy vermoë om mense van verskillende ideologieë byeen te bring. He brought strange people in their jail. On one occasion, on a Saturday, he brought Tito Mboweni and I there. Strange people he brought into your home. And he got us to meet with Derek Keys, who was the minister at the time. Interesting discussions took place then already. But that was Franklin the Connector. Sonn, wat verlede week in die ouderdom van 86 oorlede is, word oorleef deur sy vrou Joan, kinders Crispin en Heather en sy kleinkinders. Ebre Babie, SAIK nuus Kaapstad. Bly ingeskakel vir die sportnuus net hierna. Die Springbokke se voorlaaste wedstryd op sy jaareindtoer teen Ierland in Dublin skop oor sowat 'n uur af. Die viermalige wêreldkampioene was 12 jaar laas aan die wenkant in die stad. Suid-Afrika het net 4 van hulle laaste 9 toetse teen Ierland gewen en sal graag die bordjies teen die Ire wil verhang. Die bokslot RG Snyman gaan in sy 50ste toets in die groen en goud uitdraf met Siya Kolisi wat die span weer op die veld gaan lei. En dis dan al vir vanaand. Ons is môre aand weer terug om 6:15 hier op SABC2. Geniet die rugby vanaand. Totsiens.